Baie welkom, dis baie lekker om hulle se fans en soos te hê. En die wat nie is nie, weet nie wat hulle gaan misloop nie. Maar dan sal dan altyd hierdie boek om te koop. Ek wou sê, dis nou altyd lekker om 'n nuwe skrywer in Afrikaans welkom te hê, maar sy is nie 'n nuwe skrywer nie, soos jy nou ook gesê. Sy is net vir my nuut. Maar vertel wat er alles uit jou pen gekom, want dis nie net die wat Wilhelmine Radebe boek nie. Daar is ook ander ook. Ek my pen het al die hele paar goed gekom, maar gepubliseer is, ek het een van my liefdesnovelles is opgeneem, jare terug in 'n Tafelberg versameling. En Wilhelmine Radebe, die het ek, het ek in 2011 ingeskryf vir Lapis romancompetisie en daar's wenner gewees daar. En daarna het ek begin werk aan hierdie. Want om navorsing te doen en te skryf vat lank. So, dit het my 'n hele paar jaar gevat voor die volgende een klaar is, wat ek toe ook vir die groot romanwedstryd ingeskryf het. Want dan is ek ten minste seker het gelees en op die eind gepubliseer. Ja, en hy het die kortlys gehaal, Ameraal, van NW Uitgewers, 'n groot romanwedstryd. Ek was donker jare gelede hier op Stellenbosch by Opperman en Lou in die letterkunde laboratorium en Opperman het graag vir ons gesê dat 'n mens nie voor 30 daaraan moet dink om te debuteer nie, want jy gaan jou net skaam. Die enigste wat hy toegelaat het, wat dink ek was Anne Suzette Vos, wat baie jonk was toe sy haar eerste digbundel uitgegee het. Dit het nou niks my storie te doen nie. Wat ek vir jou wil sê, is jy dan baie lank gewag voordat jy ons getref het, die literêre toneel in Afrikaans. En jy het blykbaar Ameraal se storie 30 jaar mee saamgedra. Nou, hoekom nou eers? Ek het gewerk en as mens werk, klas gegee by die universiteit, by college en so aan, dan is dit my eerste prioriteit gewees. En was daar nie eintlik tyd vir my om navorsing te doen en te skryf nie. En omdat ek ook deurgangs gestudeer het, 'n bietjie verslaaf geraak het aan studering, om te swat. En so eers ons nou afgetree het ek nou regtig begin tyd kry om my stokwerk te maak. En Ameraal het ek, soos jy sê, in 86, toe ek op soek was na 'n onderwerp vir my D in geskiedenis, wou ek oor Gobabes Aria skryf en ek het Windhoek argief toe gegaan en te kyk wat is daar. En op die ouend besluit die dokumente is nie heeltemal geskik en genoeg vir akademiese werk nie. Maar ek was so beïndruk deur die mens Ameraal wat ek in die dokumente ontmoet het. En ook toe ek verder begin lees het, reisverhale en so. Daar is nie 'n reisverhaal wat in die tydperk 1814 tot 1860 in Namibië, huidige Namibië afspeel, waarin Ameraal nie genoem word nie. En hy het so oorgekom as so 'n positiewe mens. En wat my veral verskriklik vir hom beïndruk het, op 'n stadium, en dat almal van u weet seker van die Afrikaners. Dit is nou die eerste Afrikaners, wat ouderrang Afrikaner en sy seun Klaas, en toe Jager, en toe Jonker, en op die ou na Jonker se dood het sy seun Christian toen die kaptein geword. En op 'n stadium het hy al die NAMA-kapteins opgeroep, die NAMA en die oorlogkapteins, opgeroep om teen die Hereroorlog te maak. En in sy brief het hy nou geskryf die honde en die bobbejane het weer weggeloop en almal moet nou kom help om hulle terug te bring. Hulle het weggeloop op Tshobingo toe. En Ameraal was verskriklik kwaad daaroor. Op 89 het hy sy wa laat inspan om vir Christian te gaan vasvat. Nie net oor 'n oorlog maak nie, maar oor sy benaming van die Hereros. En in die ding wat hy dan skryf, hy kon natuurlik nie self skryf nie, dat hulle is nie bobbejane en honde nie, hulle is mense net soos ons. En hulle het ook die reg om vry te wees. En dit het my regtig laat
dink dat iemand in daardie tyd al dit so goed kon saamvat dat almal is net mense. En toe ek besluit, eendag gaan ek hierdie man moet almal van weet. En eendag gaan ek 'n storie oor hom skryf. En dit het my lank gevat, maar hier lê. Ons is baie bly as jy. So een het 'n baie mooi voorbeeld moet ek by sê. Ek weet nie of julle kan hoor nie, ek hoor dit dat sy 'n streek uitspraak het. Jy sê Amara anders is wat ek sê. Ja, kyk, onthou ek is in Namibië gebore. Ons praat 'n bietjie ander Afrikaans. Definitief nie Kaapse Afrikaans of Namako Afrikaans nie, maar ons kom baie ooreen met die plat en dit en dan sekere woorde soos sal ek nou ook anders uitspreek, soos die een plek in die ding is Waganas. En so omdat ek nou gewoond is aan die Namibiese uitspraak terwyl ek het al die hele paar baie snaakse uitsprake gehoor. Maar dit is maar soos mens, my vriendin wat hier is, wat my kamermaat op universiteit was, hulle het my baie gespot oor my Afrikaans. En dan so af en toe die Duitse uitdrukking so by so wat bygekom het. Maar dit het my nogal gehelp in die boek om so 'n paar uniek Namibiese uitdrukkings te gebruik. En ook omdat ek 'n groot deel van die skryfwerk het ek in Namibië gedoen op 'n plaas. Min of meer in die omgewing nou Sarabis waar Amra 'n tyd lank gewoon het. En het my baie gehelp om weer 'n bietjie van daai suiwer tipiese Namibiese Afrikaans terug te kry en ook te gebruik. Jy sê dit is 'n baie suiwer Afrikaans nog steeds. Ja, maar kyk, ons het eintlik nie van Engels geleer nie. Ons het ook Engelse matriek in Afrikaans gekry. Ek dink as die ander Namibiërs is, hulle weet dis waar. So, die Afrikaans wat die mense daar praat, en die praat nog steeds Afrikaans, het glad nie vreeslik baie Engelse woorde of vermenging van Engels of verengelsing van Afrikaanse uitdrukkings nie. So, hulle praat baie suiwer Afrikaans, maar hulle ook die typiese plat klanke en nie die geronde klanke van soos Transvaalse Afrikaans. Ja, jy het ook op 'n ander plek gesê van daar was geen verslag in daai jare waar Amara nie genoem is nie. Daar's geen van die sendinge in verslag van sy genootskap gesê dat Amara en sy stam is die beskaafdste wat hy teëgekom het. En Amara was 'n merkwaardige man, hy het Gebabes gestig en hy het ook Afrikaans daar gevestig voordat daar enige blankes was. Nou, hoe dit gekom dat 'n man wat, hy was oorspronklik Khoi, dat sy moedertaal was Kaaps-Hollands, dan nou voorloper van Afrikaans. Kijk, Amara is in 1774, nou wat vandag Klein Willem is gebore, toe was dit Jan Disselsplein. En sy pa was reeds 'n waardrywer vir 'n boer en waarskynlik sy oupa ook. Hy het 'n baie interessante storie vir James Chapman, die reisiger, vertel. En sy broer Adam het dieselfde storie vir die Cooks, die sendlinge vertel, dat oorspronklik het hulle van die Tafelbaai omgewing gekom, waar sy pa, sy oupa, grootoupa wat ook al, kaptein was. Maar met die koms van die Hollanders het hulle nou maar geleidelik verder pad gegee, totdat hulle uiteindelik in die Olifantsriviervallei het hulle nou deel van die werkersgemeenskap geword en hoofsaaklik as waardrywers. So die tyd dat Amara gebore is, was hulle reeds heeltemal verwesters. En ook dis bekend as oorlams. Nou, die woord oorlam het hulle vir hulle self ook gebruik, maar daardeur het hulle onderskei dat hulle meer kundigheid gehad het as ander mense. Baie van hulle kon bijvoorbeeld baanmakers, hulle het hulle eie waans versien toe hulle eers in Namibië gebly. Hulle, die Afrikaners bijvoorbeeld, was padmakers, hulle het van hulle passe wat hulle gebou is, voordat daar enige blankes by betrokke was, bestaan vandag nog. En so hulle was baie kundige mense
daarom en natuurlijk nou Hollands, Kaaps, Hollands magte.